Graad 12 gasvryheidstudiedeerders. Baie welkom by so 'n uittrekseltjie hoe die vraestel uitleg is en dan so ietsiekie oor hoofstuk 6 van rekenaars, net om dit weer vir julle mooi saam te vat. So eerstens gaan ons net kyk die vraestel self. Hopelik, voordat jy skryf, het jy geleer. Want as jy nie geleer het nie, gaan jy nie die perspektief en die insig hê om te kan verstaan wat hulle vir jou vra nie. So drink baie sterk koffie voor jy ry by die huis, dat jy kan wakker wees. Die uitleg van die vraestel is die groot totaal 200 punte en jy skryf 3 ure. Gebruik asseblief die hele tyd. Jy kan nie alles afjaag in 1 uur en dan op jou arms wil hê nie. Jy mag in elk geval nie. So, afdeling A bestaan uit kortvrae, kolom A en B, alle hoofstukke, die 1 woord praatjies, vragies, by 1.2 ook alle hoofstukke, en dan 1.3 is die terminologie, so dis jou terms wat jy moet weet, en dan 1.4 is ander opsies, so hulle gee byvoorbeeld vir jou 5 antwoordjies, dan moet jy 4 kies, daai idee van, dit tel 40 punte. Nou probeer asseblief om afdeling A die kort vrae op 1 folio te doen, maksimum 2 folio's. Moenie spasies tussen 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 ooplos nie. Dit is so moeilik om te merk en die merkers wil nie die goed regtig soek nie. Skryf dit onder mekaar en kry klaar. Afdeling B is vraag 2. Dit gaan oor die hoofstukke 4, 5 en 6 in ons handboek. Voedselverwante siektes, professionalisme en dan die rekenaars. So daar kom vragies uit 20 punte. So julle sien self, daar kan seker nie meer as 999, 777, dit hang af wat se vragietjies hulle wil hê nie. So, indien 'n onderopskrif 6 of 7 inligtingsinne het, leer 3 of 4. En dan het jy ten minste al klaar as 'n vraag uit 2 uittel en jy het net enetjie geweet, jy al klaar 50%. As 'n vraag uit 4 uittel en jy kan 2 antwoord, het jy al klaar weer 50% vir daardie vraag. So kyk maar hoe jy daarmee. Dan is dit afdeling C vraag 3 en 4 wat dan volg uit hoofstuk 7 tot 16. Spyskaartbeplanning, skemerkelkies, kostes, vleis, vegetariërs, deegsoorte, sjoepasta, gelatine, nageregte, preservering. Leer daai hoofstukke. So jy sal ook sien die totaal hier is 80, so hulle kan basies nie meer as 12 punte uit 'n hoofstuk uitvra nie, want hulle moet dan alles dek. Kom ons sê 10 punte en dan weer 15 uur of 14 dae, dit hang af. Mens kan maar jou sommetjies maak, maar probeer asseblief soveel as moontlik deur as wat jy kan. Afdeling D is dan vraag 5 en vraag 6, wat elkeen 30 punte tel. Daar is dit vir jou ingedeel, hoofstukke 1, 2, 3 en 17 by vraag 5. Dit is dan meer jou gasvryheidstudie self, daar aan die begin van die handboek, beroepe, bemarking, en dan bietjie meer aan die einde, wyn en nie alkoholiese drankies. So dan as julle sien, daar die 4 hoofstukke tel ook 30 punte, so dit kan ook nie meer as regtig 10 uit 'n hoofstuk uitwees nie. Vraag 6, hoofstukke 18, 19 en 20. Ek het al van graad 10 afgevra, asseblief leer hierdie hoofstukke uit jou kop uit, dat jy 100% vir hoofstuk 18, 19 en 20 kan kry. Dis 30 uit 30, dis al klaar 30 uit 200. Dit maak al klaar weer 'n bietjie punte op. Maar dis nou nie te sê, as hulle nie meer as 7 of 6 of 10 punte uit 'n hoofstuk uitvra, jy hoef nou nie die helfte te leer nie, want jy gaan nie weet watter helfte. Dames en here, baie sterkte as jy die vraestel lees. Ek het jou mooi gevra, kan jy asseblief 5 keer elke vraag lees, behalwe die kort vraag, om asseblief dan te verstaan wat hulle vir jou vra. Dit bring ons dan by rekenaars, hoofstuk 6, in die gasvryheidsbedryf self. So die gebruik van rekenaars, het rekenaartegnologie of die inligting verskil elke dag.
En dit kan jou absoluut op hoogte hou. En op 'n makliker manier op hoogte hou van wat in jou besigheid aangaan. Effektiewe en produktiewe diens kan verskaf word en verskillende departemente kan kommunikeer. So daar's 'n paar voordele. Lees asseblief in jou vraestel mooi tussen voordele en voorbeelde. So voordele, dis 'n bron van inligting. Spaar tyd en kostes ten opsigte van die ekonomiese deel daarvan, die geldjies. Bestuurders het beter beheer oor die instansie en vergemaklik die proses om inligting te bekom en te verwerk. Jy druk deesdae net 'n resepie se inligting daarin en hy kan dit vir jou mooi analiseer, wat ook al, dit is so maklik. Nog voordele. Dit kan beter diens aan die kliënte verskaf, korrekte diens, makliker om inligting te herorganiseer en dit kan hotelle en restaurant aan die publiek bemark. So van daai paar voordele, kies vir jou 4. Ek dink julle gaan meer as 4 vra nie. En dan kan jy daardie 4 gemaklik neerskryf. Daar is ook tipiese beperkings met die gebruik van rekenaars. Dit beteken, as die rekenaar dalk breek soos ons praat, of hy verloor inligting, iets gaan fout, moet daar 'n backup wees. Jy moet dit iewers anders ook gestoor hê, anders verloor jy al die inligting. Kragonderbrekings kan beïnvloed. Ongebruikte inligting en ou inligting kan mens op ekstra diskette gaan stoor of op ander mediums, dan is die medium waarop jy werk nie so stadig nie. Dit neem tog tyd om mense op te lei, hulle moet weet hoe dit werk. Opgradering kan duur wees, goeie netwerk kan duur wees. So dames en here, kies weer eens hier vir jou 3 of 4. Ek kan nie dink hulle kan meer vra nie, hulle sal nooit vir jou al 6 vra nie, ek kan nie dink nie. Maar nou ja, en al vra hulle dan nou maar 6, het jy ten minste nog 4 uit 6 vir die vraag. Dit maak jou leerwerk baie makliker as jy alle onderopskrifte net elke keer 2 of 3 uitlos, 2 of 3 uitlos. Jy kan dit deurlees, dan nou vir kort vrae. Gebruik van die rekenaars in die bedryf. Ons gebruik dit in die kombuis en restaurant, as ook in die kamerafdelingsdepartement. So kom ons gaan net gou deur die kombuis en restaurant. Internet aankope, voorraadkontrolestelsels, dan is dit die posstelsel, elektroniese betaalpuntstelsel, of in Engels dan nou point of sale system, spyskaartbeplanning, spyskaartanalise vir rekenkundige doeleindes. Dit is jou 6 basiese hoofopskriffies waaroor die kombuis en die restaurant. So ons kyk eerstens na nommer 1, internet aankope. Daar's produkinligting, verkoopspromosies, verskaffers, al die online promotions, dit neem oor. Ek dink Takealot is amper die bekendste. Aankope met rekenaars. So jy kan ook vir die groter handelaars absoluut net aanlyn bestel en hulle kom lewer dan by die hotel af. Jy hoef nie elke keer Pick n Pay toe te ry of Makro toe te ry nie. Internet aanlyn kope gaan aan. Gebruik jou kredietkaart met 'n klein limiet om bedrog te voorkom. Veiligheid, kyk na die HTTPS-merk, doen besigheid met betroubare handelaars, webbrowser, stel vir maksimum sekuriteit asseblief, privaat aankope. Daar's baie deeltjies wat mens moet in ag neem ten opsigte van veiligheid en bedrog. Onthou ons werk met baie mense se geld. Hier is net 'n idee van bestellings aanlyn, jy hoef nie hierdie auditlist te leer nie, glad nie. Die tweede was die voorraadkontrolestelsel, die inligting op die voorraadlyste, beskrywing van die goedere, die prys per eenheid, hoeveelheid uitgereik en die kwitantkolom. Ek dink hierdie ken julle al baie mooi. Pryse, geldjies, produkte en so meer. Voorraadblad, jy gaan ook nie hierdie blad uit jou kop uitleer nie. Proses van voorraadkontrole, onthou dis die aflewering, uitreiking en die voorraadopname. In graad 11 het ek vir julle die trokkie laat maak en die handjie en die kas, dis basies daardie inligting. As jy dit hard geleer het, kan jy dit ook weer gee. Point of sales, elektroniese betaalpuntstelsels,
Absoluut met die rekenaar, want die bestelling gaan direk na die kombuis of die kroeg. Groot spelfoutjie. Raakskerms is baie vinnig. Verskillende tegnologie vir verskillende dienste. Want die voorbeelde daar is die kitsdiens, tafeldiens binne in hotelle geïntegreer. Jy kan dit nou maar bietjie daar deurlees. Nog voordele van die possysteem, elektroniese betaalsysteem, jy spaar geld. Jy bekom meer inligting met gedetailleerde verslae. Verhoog produktiwiteit. So gaan bietjie net op bladsy 38 self in die tabel deur, wat hulle daar vir jou verduidelik. Hulle is baie lief daarvoor om daar kort vragies uit te vra. Voor die rekenaars het die kelners boekies gebruik, bestelboekies gebruik. Ja, nou nog skryf hulle die inligting direk neer by die gas, maar dan stap hulle dadelik na die rekenaar toe en gaan tik dit daarin. Want die ou tyd hulle slegs met papiertjies. Possysteem, jy hoef nie hierdie inligting te leer op die administratiewe werkies en papiertjies nie. Systeem bo aan die tafel, druk net knoppies deesdae, cappuccino wil hulle hê, of koffie, of 'n filter koffie, of 'n avocado burger, wat ook al, druk net prentjies, dit help ook. Die gaste kan betaal by die tafel op hierdie skermsysteem. En dan baie belangrik, die spyskaartbeplanning doen mens absoluut daar. Dan is al jou verhoudings, jou wins, alles is daarop. So die rekenaars in die kombuis gaan dan oor die beplanning, ontwerp, pryse, evalueringsprosesse. Onthou net in restaurante en hospitale verskil dit, want dit gaan oor winsgewend en nie winsgewend. Winsgewend en nie winsgewend. Geregte verkope, ontleding van gaste, koste van die spyskaart. Hierdie het ons al mooi deurgegaan, jy kan weer mooi deur dit gaan. Ek is jammer. Tussen die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tussen die 8 inligtingsinne, kies vir jou 4 en leer 4. Hier is net 'n voorbeeld van 'n resepkaart. En dit is hoekom alle franchises se geregte presies dieselfde lyk. Want hulle werk absoluut op die gewig wat hulle per item uitpak. So 'n McDonald's in Kaapstad en 'n McDonald's se hamburgers in Pretoria is 99% dieselfde. Spyskaartanalise, al die nutriënte uitmekaar uit, rekenkundige doeleindes, daar kan jy mooi deurgaan, finansiële beplanning, begrotingskontrole, berekening van wins en verlies wat gemaklik is, betaal die rekening en invorderbaar daarmee, beheer van inventaris, en so kan jy aangaan. Hoekom is die rekenaarstelsel belangrik? Hier is ons by die kamerafdelings, dit help ook met besprekings by ontvangs, die uitteken van gaste, huishouers, huisvestingsbestuurders en die nagouditeur. Elkeen van hierdie woorde moet julle asseblief die betekenis daarvan weet. Elke departement kan nie funksioneer sonder die IT, soos julle praat in die hotel of bedryf nie, die informasietegnologie in Afrikaans. Dit sluit dan in the front of house en the back of the house. So kyk asseblief mooi wat is die verskil. Tydens besprekings, ontvangspersoneel maak die besprekings, besprekingsstelsel rekordeer, akkommodasieverkope en so meer, aanlyn besprekings is gewild. Deesdae doen 'n mens diens moet verskaf word deur die voorskantoor, die ontvangname. Wat kom op die registrasiekaart van die gas en die inligting? Aantal gaste, die identiteitsnommer, kontakbesonderhede, die tipe kamer, en dan is dit rokers of nie. Deesdae skuil dit tog, alhoewel die wet sê geen rook nêrens nie. Betalingsmetode, betaling. Ontvangs en uitteken van gaste. Mens moet asseblief rekord hou van wie kom in en wie kom uit. Dan gaan dit oor die sleutels, elektroniese sleutelkaarte, wat ek ook al mooi met julle gedoen het. Huishouers, hulle werk hulle baie boutjies af, hulle maak skoon, hulle maak netjies, en hulle is gewoonlik altyd mooi vriendelik, né? Huisvestingsbestuurder of die nagouditeur, dit gaan, die bestuurder hou tred met die inventarisse, verslae makliker saam te stel,
sodat op die ou einde moet daar geld gemaak word. Hierdie kan jy deur ontvangs. Mense, daar is 'n verskil tussen ontvangs by ontvangs in die restaurant of by ontvangs in die hotel. Die ontvangs in die restaurant doen die maître-d', en die ontvangs in 'n hotel doen die ontvangsdames en die concierge en daai mense werk daar. So, kyk mooi, is ons in 'n restaurant of is ons in die hotel se voorkant? Dink mooi, dink mooi. Daar is soveel inligting, soveel dinge wat julle moet weet. Baie sterkte, leer hard. Baie van julle het my telefoonnommer. Enige krisis, bel my asseblief, ek help met graagte. So, as jy nog nie klaar opgesom het nie, laaste 3 hoofstukke, amper. Dis amper die belangrikste. Leer, baie sterkte, want die vrugte sal jy pluk. Tot ons mekaar weer sien.